Ek haal aan uit Ken Follett se boek A Column of Fire. Die boek handel oor die stryd tussen Katholieke en die Protestante in Europa daar van 1558 en 1620. En die aanhaling klink so: In the eyes of the church, the Bible was the most dangerous of all banned books, especially translated into French or English, with marginal notes explaining how certain passages proved the correctness of Protestant teaching. Priests said that ordinary people were unable to rightly interpret God's word and needed guidance. Protestants said that the Bible opened men's eyes to the errors of the priesthood. Both sides saw reading the Bible as the central issue of the religious conflict that had swept Europe. Hier word die Bybel beskryf as die gevaarlikste boek, soos wat dit deur die Rooms-Katholieke Kerk van daardie tyd gesien is. Nou weet ons dat die stryd tussen die Rooms-Katholieke en die Protestante in die algemeen nie meer bestaan nie. Maar die feit is dat veral gedeeltes uit die Ou Testament word maklik en meer gebruik om mense te mislei. Maar ek wil by die 'n paar Nuwe Testamentiese tekste stil staan om hierdie beginsel van moeilike tekste en selfs gevaarlike tekste bietjie te verduidelik. Baie tekste se betekenis is nie maklik verstaanbaar nie. Verduideliking, of soos ons dit noem, eksegese, is nodig. Sommige tekste is gevaarlik omdat dit soms doelbewus verkeerd geïnterpreteer word. En die gevolg hiervan is dikwels baie negatief en het verskillende dinge tot gevolg gehad. Lees byvoorbeeld Hebreërs 5 vers 11, waar daar staan: in verband met afvalligheid het ons baie te sê wat moeilik is om aan julle te verduidelik, aangesien julle so traag is om te leer. Behalwe die feit dat mense geleer moet word, is dit dikwels ook 'n feit dat mense maar traag is om te leer. Petrus praat oor hierdie saak in 2 Petrus 3 vers 16 en hy sê: daar is dinge in Paulus se briewe wat moeilik is om te verstaan. Oningeligte, en dit is die groot probleem. Dit kan moeilik wees om te verstaan, maar die volgende wat hy sê is geweldig belangrik. Oningeligte en onstandvastige mense gee daaraan 'n verkeerde uitleg, soos hulle trouens ook doen met die res van die skrif, en dit tot hulle eie ondergang. Nou ek wil graag in die volgende tyd bietjie saam met jou stil staan by 'n paar van hierdie uitdagende tekste. Aan die een kant bietjie verduidelik wat die gevaar daaraan verbonde is, maar ook stil te staan by wat dit eintlik vir ons kan sê. Ek hoop jy gaan saam met my hierdie volgende paar gesprekke net so geniet soos wat ek dit gehad het om dit voor te berei. Loop mooi.